Ons is by dag 24 van die rooi tou, ons pad na die kruis. Die tema is God se genade in gemeenskap van gelowiges. Die verhaal van Ragab wys hoe God se genade nie net individueel werk nie, maar ook binne in gemeenskap. Nie alleen sy nie, maar ook haar hele familie het genade van God ontvang. Ek lees vir ons saam uit Josua 6 vers 22. Josua het vir die 2 mans wat die land kom verken het gesê: "Gaan na die prostituut se huis toe en bring die vrou met almal wat by haar is daaruit, soos julle haar beloof het." Ons leef in 'n wêreld waar die individu al hoe meer as die middelpunt van alles beskou word. Van selfhelp tot selfverwesenlik is die boodskap dikwels: jy moet jouself ontwikkel, vir jouself sorg en jou eie pad bou. In hierdie kultuur van individualisme word gemeenskap baie keer as minder belangrik beskou. Daarom word mense al hoe meer geïsoleerd, eensaam en ontkoppel van mekaar. Maar wanneer ons God se handeling deur die Bybelse geskiedenis bestudeer, sien ons sy fokus is op gemeenskap. God self leef in ewige gemeenskap van liefde en daarom is ons as mense geskep om saam in gemeenskap te leef, nie in isolasie nie. In Jesus se bediening sien ons ook sy aandag aan gemeenskap. Hy het nie individuele siele gered nie, hy het groepe mense aangeraak. Die 12 disippels, families en selfs ook stede. Jesus brei dan ook hierdie konsep uit deur die kerk te vestig. Nie as 'n samekoms van individue nie, maar as 'n liggaam wat saamwerk. Ragab se geloof het 'n invloed op haar familie gehad. Hulle het gesamentlik onder die beskerming van die rooi tou bymekaar gekom en God se beloftes vertrou. Net so word ons as gelowiges geroep om ons geloof uit te leef op 'n manier wat ander om ons beïnvloed en hulle nader aan God bring. Dink vandag aan jou gesin, jou familie, jou vriende, die gemeenskap van mense om jou. God wil hulle red en herstel en jy kan 'n instrument wees in sy hand. Wie in jou kring het nodig dat jy getuienis met hul deel? Begin deur spesifiek vir jou gesin, familie of gemeenskap te bid. Neem dan 'n praktiese stap om die genade wat jy ontvang het met hulle te deel. Of dit deur 'n woord van aanmoediging, 'n daad van vriendelikheid of 'n gebed is. Laat jou liefde sigbaar word in woorde en in dade. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u genade nie net tot my beperk is nie, maar 'n uitnodiging vir almal is. Help my om 'n ligdraer van u genade binne my gemeenskap en gesin te wees. Wys my wie u vandag wil bereik deur my woorde en dade. Amen.